Een ding kan ek vir julle sê. Ons moet mekaar baie mooi oppas. Want daar buite is dit leeuwêreld. Ons invalshoek vanmôre is weer 'n Griekse woord. Oikos is die woord. En dit beteken huis of huisgesin. So vanmôre se gesprek gaan oor die waarde van 'n huisgesin, familiebande. Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met julle. Deesdae ry ek Sondag kerk toe. Vir die eerste keer vandat ek 'n predikant is. Dit het gou deel geword van my weeklikse ritme. En ek sien nogal uit daarna elke week om kerk toe te ry. Ek wil dit beskryf as 'n meditatiewe rit. 'n Klein pelgrimstokkie, toggie elke week. Nou ja, deel van hierdie rit is deur die platteland. Groenteplase en dan verby die Kreersdorp wildtuintjie waar ek altyd een of ander wildsoort sien, rustig by, blauwillebeeste, blesbokke, springbokke, terwyl ek luister na kerkmusiek oor die radio. Alle volke loof die Here of so iets. En dan draai ek af op Commissarisstraat deur die middedorp van Kreersdorp. Kreersdorp Wes. En dan verander my luim. Want daar kruis ek letterlik paaie met troppe hawelose mense. Mans, jong meisies, vrouens met stootwaantjies. En van hulle lê op die sypaadjies nog onder kartonne, van hulle betel by die straathoeke. En die wyse waarop hulle aanstrompel en hulle hawelose voorkoms sê eenvoudig alles. Dis die deel van my Sondagoggendrit wat my vernaamlik tot groot dankbaarheid stem. As bekommernisse oor die werksverpligtinge wat ek het en dalk die hoë lewenskoste se gedeelte van my rit in beslag neem, is dit Kreersdorp Wes wat my gedagtes terugruk na hoe bevoorreg ek is. Want dis mense daarie wat niks het nie. Nie 'n voertuig nie, nie 'n werk nie, nie geld in hulle sakke nie, duidelik ook nie goeie gesondheid nie, nie 'n toekoms nie, en seker die belangrikste van alles, nie 'n oikos nie. Ek gebruik die Griekse woord, 'n huisgesin, 'n tuiste. Dis tuistelose mense. En ek gebruik die woord oikos, omdat dit 'n belangrike woord in die Nuwe Testament is, en veral in Handelinge. So ek gaan hier en daar verwys na gedeeltes uit Handelinge. In Jesus se tyd, dan nou spesifiek in die evangelies, verneem ons van hawelose mense, tuisteloses, soos byvoorbeeld die melaatses wat op ashope gelewe het, buite die dorp. En interessant is die Griekse woord wat vir ashoop gebruik word, kan ook vertaal word met hel. Want om sonder 'n familie te wees, is hel. Het jy al gevoel hoe dit voel? Want ek dink 'n mens verstaan dit eers regtig wanneer jy self daar is. Ek was al daar, nie as 'n hawelose nie, maar daar waar jy alleen is, regtig alleen. Veral in COVID-tyd. En skeiingsangs is seker seker een van die mees intense en slegste ervarings wat 'n mens kan hê.
Die oomblik wanneer jy besef, nou is ek vinger alleen. Hierdie week kom sien 'n jong man my, 'n man van so in sy 30's. Hy is sterk gebou, hy is gesond en finansiëel is hy nie sleg daaraan toe nie, maar sy skouers hang. En sy vrou het hom verlaat. En sy lyfstaal gee alles weg. Sy oë is moeg. Ek ken daardie gevoel, daardie emosie. En ons gesels vir so wat 'n uur en op 'n stadium vra ek vir hom, nou wat laat jou cope? My pa kom elke aand by my slaap, sê hy. Want die trauma maak van hierdie jong man weer 'n seentjie. 'n Seentjie met 'n basiese behoefte om net naby iemand te wees wat regtig vir hom omgee, wat regtig vir hom lief is, wie hy kan vertrou, sy pa. Gaan kyk maar 'n bietjie. Gepraat van klein seentjies, kinders. Gaan kyk na kleuterkuns. Sodra 'n kleuterkuns kan teken, lyk dit so. Kyk hierna. Ek en my familie en ons huis met 'n helder son en dalk 'n hond. Dis hoe kleuters hulle self in hierdie wêreld plaas. Dis van hulle eerste indrukke op papier wat hulle weergee binne 'n gesinsverband. Dis waar ek inpas, dis my plek. Want as 'n mens mooi dink, dis waar alles begin. En dis waar alles eindig. Ek weet, want is deel van my werk vir nou al 35 jaar. Want jy sien, mense is oor die algemeen baie vindingryk. Party is suksesvol. Baie mense gaan verken nuwe, wyeer horisonne soos wat hulle ouer word, kwalifiseer hulle self. En dan het hulle interaksie met baie mense op 'n professionele vlak. En hulle word dalk deel van 'n groot maatskappy of 'n werkerskorps. 'n Vriendekring, word deel van 'n gemeente. Maar dis jou oikos, jou gesin, waar alles begin en eindig. Die sirkel van geborgenheid. Want dis die mense wat jou wiegie stoot en wat jou kus dra, om dit nou maar so te stel. En tussenin ook op die hande dra. Dis hulle wat jou met oop arms ontvang, sou jy soos die verlore seun vir 'n wyle die pad byste raak. Dis hulle wat jou beskerm teen gevare en vyande waarvan jy nie eens bewus is nie. En dis waar jou wortels lê, en dis waar jy vlerke kry, in die oikos, jou huis. En reg deur die Bybel word die waarde en soms die delikaatheid van die gesin en familie beklemtoon. Van Abraham, wat problematische huishouding gehad het, die ou groot aartsvader, tot die eerste saadjies of die ontkieming van die kerk volgens Handelinge. Van die begin van die Bybel tot aan die einde speel die gesin 'n vormende, prominente rol. Ons vind dit in die wysheidsliteratuur, die wette, die profetiese boeke, Jesus se vertellings, sy gelykenisse, selfs die wonderwerke beskryf die waarde van familiebande. En dit dien ook as 'n model waarop baie Bybelfigure hulle verhouding met die Allerhoogste baseer. Jesus noem God immers sy Vader. Ons noem mekaar by die kerk broers en susters. Daarmee bedoel ons immers, ons is 'n familie, 'n uitgebreide familie in Christus. Nou kyk ons, en daarmee gaan ons afsluit vir 'n oomblik na Handelinge.
vind ons daar dat die evangelie soos 'n pluimsaad begin waai oor die destydse bekende wêreld, die Pax Romana. Maar die platform van waar die evangelie, kan ek amper sê, ontkiem elke keer, is die oikos, huisgemeentes, huisgesinnetjies. Kyk 'n bietjie. In Handelinge. Mense het na die uitstorting van die Heilige Gees in huise bymekaar gekom. Die gemeenskaplike maaltyd in huise geniet. Nagmaal in die huis gevier. As die Gees dan volgens Handelinge deure oopmaak, geld dit veral vir die deur van huishoudings. 3 verhale in Handelinge onderstreep dit baie mooi en jy kan daarna gaan kyk. Die een is die verhaal van die kaptein Cornelius wat tot bekering kom. En dan is daar die verhaal van Lydia, die verkoper van perswolmateriaal, wat ook tot bekering kom. En dan is daar die tronkbewaarder in Filippi wat ook tot bekering kom. En daar staan dat elke keer dat hulle sowel as hulle oikos, hulle huisgesin tot bekering gekom het. So ons kan dit so sien. Volgens Handelinge is oikos die ruimte waar die Heilige Gees begin werk, wat vaardig word. Die huishouding. En so behoort dit tot vandag toe te wees. Praat ons oor die Heilige Gees. Want ons lees dikwels van die Heilige Gees in Handelinge, die uitstorting immers daar van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees. Die Gees is nie daar ver of 'n misterieuse iets nie. Die Heilige Gees is ook nie, as 'n mens dit so kan stel, onder kerkarrest net daar in die kerk nie. Die Gees is tussen die 4 mure. Dis tussen daai 4 mure waar jy en jou geliefdes leef. Waar jy opstaan en gaan slaap en kos maak en kuier en lag en huil en soms stry en beklei. Geen wonder dat die uitdrywing van 'n bose gees die eerste wonder is volgens Markus nie. Want glo my, daar is oral genoeg bose geeste in huishoudings. Veral in ons land met sy hoë vlak van werkloosheid, gesinsgeweld, kinderverwaarlosing, substansmisbruik. Trouwens, ons land met sy sosio-maatskaplike en politieke probleme is wat my betref die simptoom van stukkende gesinne, afwesige ouers, armoede. Want waar leer 'n mens jou waardes? Waar leer jy jou basiese lewensvaardighede? Dis waar jy leer praat, waar jy jou moedertaal leer, en waar jy ook die betekenis van woorde leer. Woorde soos liefde en respek, jy leer dit in jou eie ouerhuis, is dit nie? En as dit afwesig is in jou ouerhuis, of as jou ouers self afwesig is, hoe kan jy so iets internaliseer? Hoe kan jy verstaan wat dit beteken? Jesus, Paulus en van die ander apostels, soos Petrus byvoorbeeld, het dus met die evangelie oor huishoudings se drempel gegaan. Daar waar kinders dit ook kon hoor. Die verskil kom hierin, as ek net vinnig daarna kan verwys. By die Jode en die Joodse gemeenskappe kry ons 'n beweging van die tempel na die sinagoges en terug. Maar by Jesus en die apostels kry ons 'n trappie verder. Is nie net die tempel, sinagoge tempel nie, maar dit is ook oor die drempel van huishoudings. Want dis soos ek gesê het, dis waar alles begin en eindig. Nie net die lewe van 'n individu nie,
maar ook lewenskwaliteit. Sommige kundiges reken, dis die rede waarom die kerk so vinnig gegroei het in die eerste eeue. Omdat dit tot by die bedding, die wieg van die samelewing deurgedring het. En dis die oikos, die huisgesin. En so ry ek deur Kreersdorp Wes. En ek sê dankie Vader. Dankie vir 'n huis. Dankie vir 'n vrou en 'n kind en 'n familie en 'n helder son. 'n oikos. Ek sê dankie. Juis omdat ek al ook daar was. So bietjie tuisteloos en alleen. Amen. Dankie Heer vir 'n tuiste. Dankie ook vir 'n geestelike tuiste. Dankie Heer vir mense wat ons omvou met liefde en begrip en teerheid. Dankie vir die voorreg om deel te kan wees van 'n gesin, 'n familie, ook die breër familie, ons kerk. En dankie dat U ons Vader mag noem. Laat U naam geheilig word en U koninkryk kom en U wil geskied. En vergeef ons al ons sonde soos ons ook hulle vergeef wat teen ons oortree. Amen.